Goeiemôre en baie welkom by Landbou Sake. 2 tornado's het onlangs verwoesting in die Vrystaat gesaai, ewige skade is aangerig en lewensverliese is gelei. Later in die program besoek ons die rampgetuisterde area. Ons ateljeegas vertel meer oor planne vir 'n Afrika Landboukonferensie en tentoonstelling en ons woon ook die bekendstelling van 'n nuwe salpetersuuraanleg in Sasolburg by. 'n Wêreldforum van skaap- en beesproduksie met verskeie plaaslike en internasionale sprekers is onlangs in Pretoria gehou. Landbou Sake was daarom uit te vind hoe die pad vorentoe vir hierdie bedrywe lyk. A very large portion of the world's population, about 1 billion people, the estimates from the Food and Agriculture Organization in Rome, the production of livestock and meat is an absolutely essential part of their livelihoods. In many cases, they are living in areas where there is no other game in town. There is no other source of economic income available and livelihood and food security. So there is a very, very important role that the production of meat and livestock plays in for billions of people of the poorest on this planet. Rooi vleisverbruikers, ons weet dat ons eintlik in Suid-Afrika nie genoeg vleis kan produseer vir die behoefte van ons land nie, maar ons eet eintlik 'n baie kleiner hoeveelheid as wat regtig mense van tevore gedink het. Ons is besig met navorsing op hierdie stadium wat kyk na die inname van al die verskillende segmente in die bevolking in Suid-Afrika. En ons vind dat byvoorbeeld die baie lae inkomste verbruiker miskien hoogstens 1 keer per week 'n klein bietjie rooi vleis inneem en dit is waar ons verwag dan ook baie groot groei gaan plaasvind in die toekoms soos wat hulle meer ekonomies aktief word. When we look at the agricultural statistics that are provided, we say that the emerging sector owns 40% of the cattle population in this country, which is about 5.4 million. But if you look at the productivity in that sector, it's very low. Most of the farmers will probably achieve a calving percentage of 35 to 50%. And yet they say that the average in the commercial sector is about 65%. There's a great big enthusiasm amongst the emerging farmers to actually play a major role in the meat industry of South Africa. I think what is probably lacking is more understanding of how they can get to do that, a more coordinated approach to help them to be able to play that role. So what would be the strategy to build for increasing productivity in beef production? I think we need to differentiate into something short-term and then mid-term and long-term. In the short term, as said before, I think that the market signals will actually provide farmers with enough reason to become more productive. But in the long term, my take would be that we need a rather strategic approach. We need a concept. And a lot of this would be about knowledge. It would be about improved management. And knowledge, of course, comes from education, comes from capacity building. And that is a very, very important issue. And my observation is, my take is that in the last years, it seemed to me that policy in many areas has gone out of this, and there seems to be a tendency that industry is going into this because they realize that it is not enough to sell inputs, machinery and other means of production, but that they also have to give a knowledge package to the people to make this sustainable. I think it's very clear that meat plays a very important role in balanced nutrition. And in particular, meat is an important source of protein rich in nutrients. In the future, really, it's about income growth and, of course, income growth mainly in Asia. But in developed countries where the consumption of meat and beef in particular is reaching a plateau or even in some cases declining, there are also important opportunities there because there are opportunities to move further up the value chain. The profitability of the meat industry, and in particular for beef, is always complicated by other economic factors. And for example, currently there is economic crisis in Europe and there is economic slowdown or recession in many parts of the developed world, whereas in developing world, in countries like Asia and some of the Latin American countries, the growth is strong. And so there are challenges and opportunities out there.
what the meat sector, what the beef sector needs to do is to be prepared for these challenges. And I think that if we do this, then there are many strong positive arguments and messages that the production of livestock and meat can bring to the table. And this is something that we need not be afraid of. We just need to be forward-looking and plan for them. Planne vir 'n Afrika landboukonferensie en tentoonstelling is besig om vorm te kry nadat 'n bekende Suid-Afrikaanse landbou tentoonstellings- en ontwikkelingsmaatskappy asook die Wêreldhandelsentrum van Afrika 'n samewerkingsooreenkoms aangegaan het. Vir meer praat ons met die groep uitvoerende direkteur van die Agrimega groep, Orton King. Orton, welkom by Landbou Sake. Baie dankie Derek. Môre, dis 'n voorreg om hier te wees vanoggend. Dis nou vir my 'n nuwe term, Wêreldhandelsentrum van Afrika. Wat is dit? Derek, die Wêreldhandelsentrum is 'n internasionale organisasie. En die internasionale organisasie beskik oor 352 wêreldhandelssentrums in die wêreld, waarvan die Afrika vertakking van die Wêreldhandelsentrum se hoofkantoor in Kaapstad geleë is. En hulle verteenwoordig so 14 lande van Afrika en beskik dan oor die lisensiaat om in Afrika die Wêreldhandelsentrum se funksie te verrig. En as hulle 'n handelsentrum is, in watse kommoditeite dryf hulle handel? Weet jy, hulle bedien die hele wye spektrum van kommoditeite. Die gedagte is nou om te begin fokus ook op landbou en dan spesifiek op die Afrika mark vir in- en uitvoere van landbouproduksie. En die samewerkingsooreenkoms wat julle geteken het? Agrimega groep, soos jy tereg opgemerk het, is 'n landbouontwikkelingsmaatskappy en 'n tentoonstellingsmaatskappy wat fokus op die landbou. En ons het in hierdie samewerkingsooreenkoms ingegaan met die doel om 'n fasiliteeringsrol te speel in Afrika. Almal praat op hierdie stadium van Afrika wat die potensiaal het om die voedsel hub te word vir die wêreld. En ons wil so 'n bietjie gestalte gee daaraan nou. Het Suid-Afrika nog geloofwaardigheid in die res van Afrika? Ek glo so. Ek dink Afrika speel 'n groot rol, Suid-Afrika speel 'n groot rol in Afrika, veral ten opsigte van kundigheid en ondersteuningsdienste wat gelewer kan word. Maar daar's ook 'n groot beweging van besigheid oor die grense van Suid-Afrika. Daar's kommersiële boere wat begin boer aan die ander kant van die Suid-Afrikaanse grens. En daar's ook selfs kleinhandelbesighede wat baie sterk in Afrika besig is. En dan die oorseese maatskappye, hoe gaan hulle Suid-Afrika help en Afrika help as hulle nou sê maar ons het hierdie ooreenkoms? Wat wil hulle doen? Weet jy Derek, op hierdie stadium is die persepsie rondom Afrika baie negatief. Almal praat altyd van die uitdagings van Afrika, die armoede en die onstabiliteit en die diktatorskappe en al hierdie goed. Maar ek dink dit is tyd dat ons verder as dit begin kyk na die potensiaal van Afrika. Afrika het ongelooflike potensiaal in terme van landbou en voedselproduksie en ander, toerisme ensovoorts. En ek dink is tyd dat ons na die kommersiële potensiaal van Afrika kyk. En ek dink my ondervinding met die meeste van potensiële beleggers in Afrika is, waar begin ons? Hoe doen ons dit? En is daar vrese? Omdat Afrika baie onbekende faktore het. En ek dink Suid-Afrika het die potensiaal om 'n tipe van 'n gateway te wees na Afrika toe. Dan is dit ook 'n uitstalling wat kom, dis nie maar net nog 'n skou nie, wat julle wil aanbied. Nee, die konsep wat Agrimega aanbied ten opsigte van tentoonstellings is gewoonlik 'n plek, 'n forum waar daar interaksie plaasvind. Dis nie net 'n statiese uitstalling of chat shows nie. Ons aksies wat ons aanbied het gewoonlik gevolge. Daar moet opgevolg word, daar rol goed uit wat waarde kan toevoeg. En die beginsel hier gaan presies dieselfde wees. Ons wil in tentoonstellings sien as 'n tipe van 'n launch vir voedselsekuriteitsprojekte wat in Afrika dan sal plaasvind. En ons regering en ander lande gaan hulle help? Weet jy, ek het in beginsel ondersteuning gekry in 'n gesprek wat ek met minister Tina Joemat-Pettersson van ons nasionale landbouminister gehad het. Sy ondersteun in beginsel die saak, ons moet nou nog die detail daarvan bespreek. En julle was ook in Argentinië? Ons is onlangs op 'n besoek in Argentinië. Ons het dit so bietjie ongelukkig getref. Ons het hulle groot landbou expo wat vergelyk met die een wat ons aanbied gaan bywoon en toe het hulle so plus minus 300 mm reën ontvang en uitgereën.
So ons het die expo gemis, maar ons het daarom die perseel kon besoek en met die bestuur skakel. Maar wat baie belangrik is, ons het uiteindelik na onderhandelinge 'n baie belangrike ooreenkoms gesluit met Agroactiva, wat 'n expo-maatskappy in Suid-Amerika is, in landbou. En ons gaan ook met mekaar saamwerk en ondersteunend optree, ook ter wille van Afrika. Het julle 'n tydslyn vir die tentoonstelling waar, wanneer? Op hierdie stadium word die tentoonstelling met die konferensie beplan vir November in 2013. Waar? In Kaapstad. Maar mense wat inligting soek, waar kan hulle kry? Hulle kan ons kantore skakel by AgriMega. Ons landlynnommer is 028 4242890. Of hulle kan ook ons webtuiste besoek, www.agrimega.co.za. Kort sterkte met julle komende tentoonstelling en dankie vir die kuier. Baie dankie Derek, dit is aangenaam. Dit was die direkteur van die AgriMega groep, Orton King, wat saam met ons gekuier het hier by Landbou Sake. Die geskatte mielie- en sonneblomoes vir 2012 is onveranderd gelaat in die 5de produksieskatting vir somergewasse, terwyl die sojaboonoes afwaarts aangepas is. Met dit in gedagte doen Stefan van Niekerk vandag vir ons die ontleding van die graanmarkte. Goeiemôre. Plase kry mieliepryse ondersteuning uit die FSA se seebod. Die prys op Chicago corn het 23% gestyg sedert 15 Junie. Dis die hoogste prys in die laaste 9 maande. Dit kan alles toegeskryf word aan die droogte in die FSA se Midweste. In die FSA word verwagte aanplantings huidiglik op 96 miljoen akkers verwag. Dis 'n aanpassing vir die vorige skatting van 95,86 miljoen akkers. Verwagte opbrengste word huidiglik 157 miljoen akkers verwag, vanaf die vorige skatting van 166 miljoen akkers. Die Nasionale Oeskattingskomitee het op 26 Junie die oeskatting vir die huidige bemarkingjaar op 11,055 miljoen ton onveranderd gelos. Uitvoere word huidiglik op minder as 1 miljoen ton verwag. Die gemiddelde opbrengs vir witmielies is huidiglik geskat op 3,89 ton per hektaar en op geelmielies 4,42 ton per hektaar. Progressiewe lewerings vanaf 1 Mei vir witmielies 2,959 miljoen ton en 2,575 miljoen ton vir geelmielies. Sedert 1 Februarie is 56% van die verwagte oes gelewer. Dit is in teenstelling teenoor die 5 jaar gemiddeld van 31% en 36% onderskeidelik. Die skuldkrisis in Europa word huidiglik gesien as die grootste drywer van die rand se verswakking teenoor die vernaamste geldeenhede. Die dollar en die yen word huidiglik gesien as 'n veilige toevlug vir beleggers. Dit is die huidige siening van mieliepryse op Safex. Geniet julle week. 'n Nuwe wêreldklas salpetersuur en ammoniumnitraat aanleg is suksesvol in Sasolburg in die Vrystaat voltooi en is reeds sedert die einde van Maart in produksie. Die kunsmis- en plofstofsakebedrywe was onder toenemende druk om in die sterk vraag na salpetersuur te voorsien. Ons was by die bekendstelling van die waardevolle belegging in die toekoms van die landbou- en mynbousektor in Suid-Afrika. Fertilizer is growing on an international basis by about 3% a year. The world continues to remain short of food. So with the growth in the world population, as well as with diets changing around the world, there's a continual use and need for additional fertilizer. So we're now here in South Africa, we're the only NPK producer in the country. And certainly this plant that we've now put up
is an absolute integral part of the production of fertilizer. There is a shortage of raw materials. So over the last 10 years, and particularly over the last few years, we've been importing very large volumes of fertilizer in order to supply our clients. But with the introduction of this new plant now, we'll be able to supply a lot of our own raw materials, in which case we can really get the rest of our fertilizer business to use these raw materials to produce the exact products that our customers need, and therefore no longer be in a position to import fertilizer. Effectief by hierdie aanleg is twee aanlegte. Die eerste aanleg produseer salpetersuur en die tweede aanleg gebruik ons die salpetersuur in die tweede aanleg om ammoniumnitraat te produseer. Die tegnologie vir die vervaardiging van salpetersuur is 'n baie ou tegnologie. Dit is meer as 100 jaar al oud. So daar's nie 'n groot verskil in die tegnologie nie. Maar die tegnologie wat ons hier aanwend is die van ThyssenKrupp Uhde, 'n Duitse maatskappy. Die tegnologie wat ons hierso aanwend om die kweekhuisgasse te verminder, is die mees effektiefste internasionaal beskikbaar. Ons is ook die enigste aanleg huidiglik in die land wat die kweekhuisgasse meer as 98% verminder. Verder het ons dan ook in die aanleg ingebouwe kragopwekker waar ons van ons energie gebruik om krag op te wek en sodoende heeltemal onafhanklik te wees van die Eskom krag vir hierdie aanleg. Om die waarheid te sê, ons vervaardig genoeg elektriese krag, nie net vir hierdie aanleg nie, maar ons kan ook van die oortollige krag in die res van die Omnia-netwerk invloei. Ammoniak is die grondstof wat gebruik word in beide van hierdie prosesse. Aangesien daar nie genoeg ammoniak in die land is nie, moes ons 'n infrastruktuur daarstel om ammoniak vanaf Richards Bay na Sasolburg fabriek te bring. En hiervoor het ons 'n klompie ammoniak spoortankers laat bou wat spesiaal vir Omnia is. One of the big changes in fertilizer production today is the use of secondary and micro elements. So instead of just putting on pure nitrogen, phosphate or potassium, which are the main ingredients of fertilizer, we have a much more holistic approach. We advise our farmers to follow an extensive program rather than just putting on one type of fertilizer, and we've certainly seen that that's made a massive difference to the type of yields that they can get. We built the plant a bit bigger than what we anticipated initially would be the growth, and I think going forward we will grow into the plant and we'll steadily get it up to full production. And certainly this plant that we've put in is not just for our fertilizer business, but also very much for our explosives business, as that both types of industries use the same raw material. Dis bliktyd in die sitrusbedryf en Madeleine van Klein Willem het vir ons die foto's van klein Arno Nieuwoud gestuur. Hy het uitgeput op die trekker in die slaap geraak na 'n produktiewe dag van lemoenepluk saam met sy pa Gideon. Ja nee, om te boer is nie speletjies nie. Stuur gerus ook vir ons jou plaasfoto's na info@landbousake.co.za, dan kan ons dit hier op Landbou Sake wys. Nou eers tyd vir advertensies, maar bly ingeskakel. Na die breek doen ons verslag oor die stormskade in die Vrystaat. Opnames word tans in die Vrystaat gedoen om die omvang van skade wat onlangs deur die gewellige storms daar aangerig is te bepaal. Die Landbou Sake span het hierdie verslag vir ons saamgestel. Ek het nie heeltemal besef as 'n tornado aan die kom nie. Ek het net die wind gesien opkom en dit is 'n wind wat baie gewaai het, sterk gewaai het en toe gaan die krag af.
En toe ek in die huis inkom om die elektrische alarm van die drade af te sit, toe ek die huis se dak af en toe besef ek hier is moeilikheid. Nee, ons het maar in die kamers rondgehardloop en skuiling gesoek en gekyk wat ons kan doen. Die tydperk kan ek ook nie sê nie, want dit is 'n minuut of 2, het is alles verby. Baie heininge is plat en die geboue is omtrent almal vernietig. Daar was 2 tornado's geassosieer met hierdie stelsel ten minste oor die Vrystaat en die een was in die noorde naby die Valdam en dan die ander een was hier meer oor die oostelike dele van die Vrystaat in die omgewing van Bethlehem. Nou, dit het ergens suidwes van Bethlehem ontstaan en dit het deur 'n gebied beweeg met die naam Eden waar 'n paar huise verwoes is. En hierdie tornado wat ontstaan het dan in 'n oostelike rigting suid van Bethlehem verby beweeg en dan by Kestel het ook redelik groot skade gemaak. Die tornado het ongeveer so 25 km skade aangerig, waarvan dit so gewissel het van 200 tot 500 meter breed. Die effek wat dit op die landbousektor gaan hê is nie so groot in terme van die area wat verwoes is nie, maar daar is mielielande wat verwoes is en dan is dit nou maar soos infrastruktuur, soos store, werkershuise, plaashuise wat totaal vernietig is en dan is daar in die omgewing van 25 perde wat dood is en heel wat mense wat dakloos is wat ander heenkome moet vind. In die verlede wat ons van weet was hier nog nie tornado's in hierdie gebied nie. As ons kyk na hoe gereeld tornado's voorkom in die winter, dit is reg in die baie en die hoofrede daarvoor is ons nie sommer maklik reën in die winter kry nie. Die rede hoekom nou hierdie tyd van die jaar tornado's voorgekom het, is heel moontlik die tipe stelsel wat die reën gegee het oor die Vrystaat. Nou in die winter en in die lente, ook in die herfst in Suid-Afrika, kom meeste van ons reën maar van 'n stelsel wat ons die afsnylaag noem. Dit is 'n redelike diep laag wat in die bolig vorm en dit kom gewoonlik noord van 'n sterk hoog voor. Nou hierdie tipe laagdrukstelsel is gewoonlik redelik intens en dit is 'n baie dinamiese stelsel. Maar dan volg hy die noorde uit en die ooste uit in hom intrek en aan die oppervlakte kom daar dan 'n koue front voor. Nou waar hierdie front deur die gebied beweeg saam met die laag, is daar gewoonlik erge turbulensie en 'n redelike skeidslyn tussen die droë en die nat lug. En in daai lyn spesifiek is waar ons die mees intense storms kry, is maar die vochtige lug en dan die droë lug wat van die ander kant af kom en in hierdie spesifieke donderstorms en baie keer in 'n lyn ontwikkel daar dan tornado's. Nou indien hierdie stelsels in die winter intens genoeg is, soos met die vorige ene, dan kan ons ook groot storms kry wat dan met tornado's gepaard kan gaan. Wat positief is dat al die nooddienste was op 'n gereedheidsgrondslag en hulle het hulle kant gebring, vinnig opgetree en ek dink daardeur het dit verseker dat daar minder lewensverliese was. Die opruimingswerk op hierdie stadium vorder baie goed. Die mense self, die eienaars van die plekke waar baie skade is, het self ook ingeklim. Die nooddienste het nogal redelik goed vinnig aan die tonele verskyn. Opruiming het al reeds maar Saterdag nag begin, veral vir die plekke waar mense dakloos was, om hulle net vir hulle skuiling te kon gee. En dan Sondag was dit ongelukkig nou nie 'n Sondag vir baie van die mense nie. Hulle moes aangaan met die opruimingswerk. Krag moes begin herstel word. Die opruimingswerk kan nog 'n redelike ruk duur. Hierdie stadium is almal maar net besig om maar meestal bome en takke en goeders uit die pad uit te kry en singplate en goeders te herwin. Vir die plaaswerkers was huise weggewaai, dit kom tent opstaan oral staan en hulle het vir ons water gebring en hulle het vir hulle komberse en goed voorsien. So ons is daar reg met hulle. Tydelik. Go dula o soko haholo re bona tornado. So re la ba bang ba ile ba baleya ba bang ba nna itse ne ntse ke robetse itse ke tsoa be ke phamisetsa bana bethe ba ipate ka tlasa bethe. O jo re senyetswe ke masenke le mokukone ke dula teng manene ha o sa le dintho tsene di ka re kaofela di bethe ha o sa na letho. So re la ka tsoa mona la ga ya man tlase ba ne no hlaile lefu mona le mme a hlokaetseng re ile mo thusa mo. Re fuwe ditente mona tsa masole then le dijo ntse ba rekisisa dijo jwalo. Ons werk al van Sondag af nog aan mekaar met baie mense hierso en ag hier's nog 'n jaar of 2 se werk om opruimings en reg te maak. Baie hier's baie werk. Ek is nog dit is nog lank. Die boerdery sal nog aangaan op die oomblik. My beeste, my skape is my buurman. Hulle kyk daarna en ja, dit gaan my redelik beïnvloed. Dis baie skade. Dit gaan lank vat om weer reg te kom. So ek weet nie, dit is hier's baie skade. Baie.
Ons harte gaan uit na almal wat deur die ramp geraak is. As jy nou eers by ons aangesluit het, moenie bekommerd wees nie. Jy kan weer donderdag nader skuif vir 'n herhaling van vandag se program. Tot volgende week van Landbou Sake. Mooi bly.